Dankie Corneille. Ek het geduldig geluister na my kleiner boetie. Die die ANC wil altyd weet wie van ons is die oudste, want ek het effens meer hare as hy, so dan moet hy die oudste wees, maar dis ongelukkig andersom uiteindelik, dit was andersom. En die tweede les wat ons geleer het vroeg al toe ons kinders was, my pa het gesê, as Corneille stout is, moet hom nie kans gee om te praat nie. Hy gaan hom lospraat, dit gaan lank vat, voeter hom maar eers en kry klaar. Nou het hom vanaand nou kans gegee, het ons amper 'n uur besig gehou, en dis baie goed om die agtergrond te hê, want hy was deurlopend daar, soos ek ook deurlopend daar was. En dis belangrik tog, en dis jammer dat die goed gaan verlore met jare. As ek een opmerking kan oor ons maak, eintlik, sy doktorsgraad is in staatsreg, dis presies oor die grondwette, en dan kan hy uit 'n regstegniese plekkie goed doen. Myne was in kommunikasiekunde, so eintlik was ons 'n goeie kombinasie. Ek kon vertaal as hy goed te ingewikkeld raak uiteindelik. Nou ek wil nie onnodig bykom en dit herhaal nie, daar's baie goed, ek kan ure lank praat en mens moet dit nie doen nie. Ek wil 2-3 dinge het notaatjies gemaak terwyl hy gepraat het. En ek wil begin met die referendum van 1990, wat interessant waaroor was, en ons arme mense het gestem daardie tyd op 'n vals eintlik ding, en ek wil vir hulle opkom. Evie het gesê, moet ons voortgaan met onderhandeling. En ons het gesê, dis 'n gek vraag eintlik, jy vra nie, is jy bereid om jou mag te oorhandig aan 'n swart meerderheidsregering nie, jy vra as jy bereid om aan te gaan met onderhandeling, en wie kan daarteen gaan, en 2/3 het gesê ja. Terskouens het Evie gesê, nou het ek 'n mandaat om aan te gaan. En die volgende tree, en daarom het mens tog sê, Corneille daarna verwys, die kwessie van 'n regstaat. En ek wil tog by Dr. Verwoerd te draai maak, en is nou kampstig polities onkorrek, maar ek skrik nie daarvoor nie, ek is mos nou nie meer 'n leier nie. Maar Verwoerd se oplossing was gewees, hierdie land het kunsmatig tot stand gekom deur die Britte. In die geskiedenis was daar 'n boererepubliek, Transvaal, Vrystaat, 'n Kaapkolonie, daar was 'n Basotho-land wat nou later Lesotho geword het, 'n Swaziland, Botswana, en die Britte het ons almal saamgevoeg wat hulle gesê het British South Africa. En toe forceer hulle ons in 1910 in een land in en sê, nou moet julle regeer en gee die mag aan die Wites. En toe was die benadering van die Nasionale Party, wat ek mee saamstem, en die ouens wil my ophang daaroor, kom ons haal hom weer uit mekaar uit, daar was altyd 'n Transkei wat 'n Xhosa-land was, daar was 'n Zulu-land gewees, en ons kyk of dit daarby kan eindig. En dit was die min of meer benadering in 92. Baie redes het gemaak dat dit later nie meer moontlik was nie, verstedeliking van swart mense en so meer, dis nie vanaand se onderwerp nie, maar ek probeer sê, by die referendum het mense gestem vir wat hulle gedink het 'n nuwe soort van bedeling wees, en die droom was die regstaat gaan ons red. Met ander woorde, waar Verwoerd gesê het, ons verdeel die land en elkeen kry 'n stukkie en regeer homself, en daarna gaan ons oorkoepelend saamwerk soos in Europa, waar jy die Europese Unie het, in dieselfde droom kan jy gaan kyk sy aanhalings, gaan ons saamwerk ekonomies, militêr saamwerk, en elkeen regeer homself in sy eie gebied, het tot niet gegaan toe nou in 92 daarna en in 94 spesifiek, en is vervang met die regstaat. Die vraag by die regstaat was, hoe gaan ons beskerm word, en Corneille daarna verwys, ons is afhanklik van die regters, engele uit die hemel, en vandag het ons agtergekom, dit werk nie so nie. Ons het deurlopend die ander gedagte bly sê, en sê, jong, om in Afrika te oorleef, gaan jy moeilik oorleef as 'n minderheid, deur in die lug te hang, uitgelewer in 'n meerderheid, uitgelewer in 'n regsbank, waar jy nie eers weet altyd of jy kan vertrou nie, jy het grond nodig. En toe die onderhandelinge aangekom. Een opmerking, en ek moet die tyd dophou, interessant het Sabra en Prof. Karel Boshoff daardie tyd 'n seminaar aangebied oor onderhandelingstegnieke. Ek het as professor in kommunikasiekunde 'n klas gegee oor onderhandeling, dit was 'n baie interessante seminaar, die nattes het dit nie bygewoon nie, ek was daar, ek het ook 'n lesentjie gelewer, en een van die kerngoed van onderhandeling was, moenie in onderhandelinge ingaan met 'n slim plan sonder 'n magsbasis nie. En dit was 'n belangrike les wat ons moes geleer het. Die Nasionale Party het 'n magsbasis, hy het die weermag agter hom, die staatsbegroting, al die goed agter hom, en toe ons ingang het ons basies niks gehad nie, behalwe 'n goeie plan. Daarom was generaal Viljoen noodsaaklik, om hom te gaan haal. Die ANC was morsdood bang vir generaal Viljoen, want ons het gesê, hierdie ou het in Angola geveg, en hy kan oorlog maak, en hulle kom almal uit Afrika uit, waar hulle baie bewus was van staatsgrepe, en wat met militêr gebeur, en alles wat daarmee saamgaan. En ons het hom goed gebruik, miskien kan ek stout wees, terwyl ons nou met mekaar, ek weet nie vertroulik ons is nie, ons het Wally Grant gekry. En Wally Grant, sê julle nie miskien weet wie hy is nie, Wally Grant was die voors by die atoom betrokke, en hy is die man wat die atoombom gebou het, uiteindelik ons atoombomme wat maak ons een van 9 lande in die wêreld was, die Afrikaners, vir Afrika het atoomkrag gehad. En ons het Wally gevra, kom saam met ons as deel van die afvaardiging, en hy het baie keer bygesit, en dan vra die ANC, wie's die oom? En dan teet hy sê ons, jong, hy is die ou wat die atoombom gebou het,
Dan sy garage is nog die mil, so ons sê dit maar net, maar ons het die bomme tot niet gemaak. Maar ons moes op 'n manier bluf en probeer sterk wees om te sê, maar ons wil 'n stukkie grond hê as deel van hierdie oplossing. Nou gaan my een opmerking, ek moet dit vir my stelsel afkry, om vir Evie en Rolf te kritiseer. En ek sien enige tyd kans met hulle debat te gaan daaroor. Hierdie geleentheid was 'n misbruik of 'n sukses van geleenthede die onderhandeling. In 1994 was Suid-Afrika diep in die moeilikheid en selfs in 1990. En dit was nodig vir verandering. Ons kon nie aangaan soos ons was nie. Die huidige beleid het nie meer gewerk nie. So Evie was dapper geweest en ek gee hom dit toe om te sê ons moet onderhandel, ons moet verander. Maar die geleentheid is nie benut nie. Geleentheid is nie benut nie en dis baie jammer uiteindelik. Ons kon enigiets reg gekry het. Met ander woorde, alles is oop. Jy kon 20 provinsies gemaak het, jy kon dit gedoen het, jy kon dat gedoen het en dit is nie benut nie. En die ernstigste klag en dan gaan ek ophou met Evie, was dat die Vryheidsfront wat daai tyd onderhandel het uiteindelik die Volksfront plus Inkatha wat daai tyd daar was, plus Mangophe wat daar was, plus die Nasionale Party het in die onderhandelinge ingegaan om te sê jy kan hierdie land sentraal regeer nie, hy's te ingewikkeld. Kom ons leer internasionaal by ander lande. Hoe word Spanje gedoen? Hy word met 'n federasie onderhandel gedoen met 'n klomp provinsies en dan kan jy die verskillende tale aanspreek en so meer. Hoe word Switserland gedoen met kantons 'n verdeling nie gesentraliseerd nie? Hoe word Kanada gedoen? En die voorbeelde was almal op die tafel. En dan moet ons begin die onderhandeling en langs die pad het ons verroef en die Nasionale Party verloor wat oorgegaan het aan die ander kant toe vir 'n sentrale regering. Ons het COSAC gevorm saam met Inkatha. Inkatha wou meer magte hê vir die Zulu koninkryk wat ons ook gepas het en te sê kom ons verdeel magte. Is nou 30 jaar later, dit is nou terug op die agenda, maar ons het die geleentheid vermis as ek sê, dis net my kritiek. Kom ek kom net na die Volksstaat gedeelte toe waarna Corneille verwys het. Jou een dilemma is, en dit kan jy internasionaal gaan kyk. Nou, ons is lid van UNPO, ek was op die dagbestuur van UNPO wat oor selfbeskikking internasionaal in Genève is. Jy moet in staat wees om in die gebied wat jy sê joune is, 'n referendum te kan wen en die meerderheid daarin te kry, dan kan jy sê dis myne. Die Skotte kan dit doen in Skotland. Die Franssprekendes kan dit doen in die provinsie Quebec wat binne in Kanada is. En die vraag van die ANC was, wys ons julle gebied en hou 'n referendum daar dat die mense dit wil hê, dan gee ons dit vir julle. En die dilemma was, omdat die Afrikaner oor hele Suid-Afrika regeer het vir 50, 60 jaar, was ons soos dun botter versprei oor die hele land. Die Zulus is 85% daai tyd nog steeds in KwaZulu-Natal. Jy kan gaan kyk, die Khoisas was 86% in Oos-Kaap. Die ander kant was aan die ander kant by my werk, die Tswanas was oorweldigend geweest, 2 hierso. Maar die Afrikaner was nie regtig nie, ons het die Afrikaanses kon ons entvorder met die Noord-Kaap saam, en ons het dit probeer in 'n mate druk, maar dit was deel van jou dilemma. En het Corneille genoeg geargumenteer oor die tegniese goeders tot daar. Kom ek sê net 2 goed van my Betjie. Hy's 'n slim ouetjie, hy's 'n professor eintlik amper, hy moes 'n professor gewees het. Hy's akademies slim en ons het met hom onderhandel. Ons het begin in die groot onderhandeling wat almal saam was. Toe het Rolf en Ramaphosa hulle record of understanding geteken. En daarna was daar 'n begrip ingekom, genoegsame konsensus. Wat was genoegsame konsensus? Van die 28 partye daar, tegnies as 2 saamstem, naamlik die ANC en die Nasionale Party, dan gaan dit deur. En ons het gesê, hulle mors ons tyd, lyk my ons is hier vir spek en bone om vir die foto aan die einde en om geloofwaardigheid te gee en ons het onttrek daaruit. En daarna het ons 'n aparte onderhandelingsspan, want hulle is nou baie skrikkerig geval vir en ons gekry apart, wat ons met Mbeki uiteindelik apart onderhandel het. En ek dink dit was belangrik dat ons dit reg gekry het en dat hulle moeite gedoen het want hulle was skrikkerig vir ons en daar kon ons toe hierdie argumente een na die ander beweeg. Die kernvraag kon ons nie antwoord nie, wys ons julle, Mbeki se woord was, show me your animal. En dan lag ons so senuweeagtig en waar is die animal waar ons nou 'n grens kan trek en 'n referendum kan wen wat internasionaal erken sal word. En toe het hy gesê later, nou maar goed, julle sukkel om dit te doen. Sometimes you can't get something done on a Monday, but maybe on a Wednesday. Kom ons help julle oor die verkiesing, dat doen ons dit na die tyd. En ons was uitgelewer dat ons nie eintlik opsies gehad het om te sê ja nie. En vandaar kom die akkoord wat dan geskryf is om te sê hoe gaan ons dit hanteer na die tyd. Daarna is hulle slim om in te sit, maar julle moet bewys julle het genoegsame steun, anders mors ons tyd met julle uiteindelik en dan kan ons uiteindelik vorder om iets in die grondwet in te sit. Die akkoord is geteken, het verkiesing deelgeneem, ons het goed gedoen, van die 28 partye wat net 7 uiteindelik in die parlement gekom, van die 7 wat uiteindelik was die Vryheidsfront 4de, wat ek dink 'n groot prestasie was, met 1 maand se verkiesing eintlik, en ek en Corneille was in beheer van daai veldtog, maar dis 'n ander storie.
Uiteindelik het ons toe begin die onderhandeling, 2, 3, 5 reg gekry, wat ek nog steeds sê 'n reuse prestasie is, wat dit moontlik maak. It enable it. Maar die dilemma was, en dis waar Corne korrek was met die 99, toe die verkiesing kom, en ons val totaal van 14 lede in die parlement na 3 toe, toe sal skielik nie meer steun nie en die ANC sê, ons mors ons tyd. En daarna moes jy 'n nuwe fase ingaan deur aan die een kant skep 'n werklikheid, maar Bekkie se woord aan ons is baie skelm, het gesê, gaan julle uit, ek sal de jure uit 'n regsoogpunt dit in die grond uit vir julle moontlik maak, maar julle moet nou gaan in de facto dit gaan skep buite, en dan kom julle terug, en julle sê, dis wat julle wil hê. Maar dis waar ons besig is van daai tyd af, dis waar Oranje vandaan kom en alles daarmee saam, skep 'n werklikheid. Maar aan die ander kant moes jy terugkom en bewys, die meerderheid mense wil dit hê, of 'n groot getal wil dit hê, en dit was die worsteling van 1999 tot waar ons vandag is. Kom ek sluit af met net een laaste opmerking. Hoe lank is dit? Ja. Tegniese selfbeskikking 2 bene. En ons het daai tyd sketse gemaak, ek het hier 'n skets saam, daar is my sketsetjie van daai tyd wat ek oral gewys het, uiteindelik kulturele been en 'n territoriale been. En al twee van die is in die wêreld internasionaal die erkende manier om selfbeskikking te gee. Kultureel beteken dit, jy kry kultuurrade en alles wat daarmee saamgaan. Hierdie verklaring wat nou uitgeskraat is oor die Afrikaner verklaring, raak aan al daardie goeters rondom om die Afrikaner kultuur te kan hanteer. En ons het dit onderhandel artikel 185, en Corne sê, jy kan toespreek, hy bewoording moet ons beklei met geregte van 'n Westhuizen, om te sê, hierdie moet uiteindelik lei tot 'n Afrikaner raad, en ook 'n Afrikaanse raad, om dit almal te kan akkommodeer, om die kultuurdeel van jou taal en alles te kan bevestig. En dis waar 185 vandaan kom, en artikel 31. Maar daar's ook 'n territoriale deel, en dis waar artikel 235 kom om dit moontlik te maak. Maar, omdat ons nie die genoegsame steun gehad het nie, was dit nie moontlik om dit verder te vorder daarmee saam. Dit beteken nie vir 'n oomblik dat hy ideaal dood is nie. Inteendeel, as ons 'n volksstaat kon kry enige tyd van daai tyd vandag, sou ek dit gegryp het. Hoekom sal ek dit nie gedoen het nie? Want ek sien die gemors rondom my op die oomblik in Suid-Afrika. Maar die werklikheid is, selfbeskikking kom nie so maklik nie. Dis internasionaal 'n proses. Gaan kyk maar, die Skotte het 700 jaar gevat om daar te kom. Die Jode amper 2000 jaar om hulle sin te kry uiteindelik. Quebec, aanvanklik was die Franse versprei, uiteindelik geëindig in een provinsie, hulle het al 2 referendums gehou wat hulle nie kon wen nie om onafhanklikheid te kry. So jy om toch gelukkig aanvaar, dis 'n proses met verskillende stappe wat ons moet deurgaan, en dit moet mense verstaan. Ons durf nie dat die ideaal doodgaan nie, dan is daar nie vir ons 'n toekoms nie. Ons is in Afrika, die meerderheid van ons gaan altyd in Afrika wees. Baie mense gaan immigreer, 'n hele volk kan nie immigreer nie. Oor 50 jaar gaan die nog ou Afrikaners wees. Hoe gaan hulle oorleef? Ek sê 'n grondgebied is nodig. Artikel 235 is 'n groot prestasie om dit in daai moeilike klimaat teen die stroom in te kry, wat maak dat die ANC jou nie kan keer daarmee saam nie, maar ongelukkig lê die bal aan ons kant in 'n groot mate om 'n werklikheid te skep. Die ongelooflike klimaat het verander van waar ons begin het, waar ek gesukkel het baie keer, tot die huidige klimaat wat mense al meer daaroor praat. En as jy die Afrikaner verklaring gaan lees wat uitgereik is, wat nou reaksie uitlok, dan praat hy daar ook van grondgebied as 'n antwoord. En die hele Wes-Kaapse situasie, weet jy wat hulle daar probeer dinge doen, en ook dan wat my betref die Noord-Kaap Oranje is vir die eerste keer deel van die debat, ook in Afrikaner geleedere as kosher, as ek die woord kan gebruik, as deel daarvan, waar dit in die verlede van die tafel afgevee is en tot niet is. So, kom ons gaan voort daarmee. Ek verstaan is mense van die kant af wat die ding probeer keer of slim praatjies wil maak. Het is moeilik om met iemand te argumenteer wat nie die wortels het en nie saam met jou deur die stryd gekom het al die pad nie, maar hopelik sal die momentum maak dat jy dit nie kan keer nie. Daar is 'n aanhaling wat sê 'n gedagte waarvoor die tyd ryp geword het, kan nie gekeer word nie. Ek glo hierdie is op die langtermyn dieselfde. Dankie Corne. Dankie Pieter. Dankie vir die inset. Ek wil vir Wynand 'n kans gee, vir Wynand van jou perspektief